Right, soos almal weet nou, ons is besig om oor te skakel na 'n biologiese voedingbedryf toe. En ons praat bietjie met EcoSoil hier agter my staan Neil. Soos hier in die warm Vredendal. En ons gaan bietjie praat oor, kom ons sê eksterne belang om bietjie in te klim in hierdie biologiese voeding en hoe werk die proses? Is julle saam met my soos wat ek die pad stap, want dit is maar 'n langerige proses. So ons gaan bietjie praat oor die proses, die beskikbaarheid en hoe klim 'n mens nou in die ding in. Kom ons luister bietjie in. Neil, is lekker warm hier in Vredendal. Albert, môre ja. Nee, ons het weer die giftigste daggetjies om hiernatoe te kom. Ag, maar dit is altyd lekker. Veral as mense nou sien hoe die droogdrywe en die alles nou mooi in die gang begin kom. En iets waarop ek wil fokus is ons is mos nou in die biologiese voeding en basies jou herwin van jou grond en seker maak dat jou grondstandaarde en gesondheid optel en dan sodoende tel jou produksie en die gesondheid van jou plante en alles op en ons verstaan nou die produk so. Maar kom ons begin by, ek stel nou belang van my kant af as boer om nou 'n bietjie in die ding in te klim. Hoe lyk die proses vir my om nou hierdie sisteme in plek te begin kry? Nou Albert, ek dink die eerste ding is maak kontak met ons op al die video's en oral by internet is die kontakbesonderhede redelik vrylik beskikbaar. Maak kontak met ons en ons sal gewoonlik maar begin met iets soos 'n grondontleding. Ons gaan bepaal wat is die potensiaal van die grond, hoe lyk die verskillende verhoudinge tussen die verskillende elemente binne die grond, wat is sy kation uitruil vermoë, hoe lyk die koolstofvlakke en aan die hand van dit kan ons 'n aanbeveling maak om chemiese kunsmis met 'n X-persentasie te verminder op permanente gewasse soos hierdie droogdrywe of bome en dis meer is dit in 90% van die gevalle omtrent 100% vervanging van organies met chemies. En of vervanging van chemiese kunsmis met organies. En ja, so dan begin ons die proses. Ons kom uit, ons gee gratis advies, gratis besoeke. So ons kom besoek jou op die plaas. En dan is dit maar 'n geval van kom ons begin die proses. Ons skakel blokke oor. In menigte gevalle ons is al gewoond daaraan om die ou swak blokke te kry. Blokke wat nie meer blokke wat die kettingsaag dreun al langs die blok. Hulle wil hom eintlik afsaag en dan gee ons hom nog 'n kans. So ons weet ek dink ook ek glo in seeing is believing. So hou vir jou kontroles daar waar jy selflik wil blokke min of meer dieselfde ouderdom het, selfde cultivar. Kom ons behandel een op EcoSoil, een op 'n historiese tradisionele wyse en dan kan jy die twee resultate met mekaar vergelyk en kyk op die einde van die dag wat vir jou beste uitwerk. En dan as 'n mens nou praat oor die klein groot koei in die bedryf daar buite, as ek dit nou so kan sê, ek spuit nou my chemie. Ek kry my resultate wat ek soek. Hoekom moet ek dan nou oorskuif na die biologie toe? Wel, ek dink dit gaan oor die leeftyd van jou grond en jou plaas. Die groot woord daar buite deesdae is herlewingslandbou, boer vir die toekoms. So ek dink wanneer jy met EcoSoil werk en ons biovoeding of organiese vloeibare bemesting gebruik saam met ons kompostee of komposekstrak vir bemesting op die grond, na elke produksieseisoen is jou grond en jou gewas op 'n beter plek as wat hy 12 maande terug was. Waar mens met 'n chemiese benadering sal ondervind jaar op jaar jou insette raak meer. Jy moet meer spuit, meer doen. Meer spuit, meer uitdagings, meer siektes, meer pla. En jou grond gaan agteruit. Waar met ons benadering boer jy vooruit en weet hier by John waar ons vandag staan, is hy nou in sy 4de seisoen en jy kan van jaar 1 na vandag toe die verskil sien. Hoe mooi die wingerde is, hoe mooi hulle groei, hoe gesond hulle is. En op die einde van die dag die oes wat hang. Hoorie Neil, dankie vir jou tyd en sterkte. Ek weet julle raak ook nou besig met pakseisoen en alles wat om die draai is, so mag dit goed gaan en hou die blinkkant bo. Baie dankie. Right, so, daar het julle dit. Op die einde van die dag, ons almal weet chemie raak duur. Eerstens en tweedens jou wingerd, jou boom, veral jou meerjarige gewasse en veral ook jou enkeljaar gewasse, hulle raak maar 'n bietjie meer bestand teenoor wat opkom, jou pla raak meer bestand, maar in hierdie bedryf met die biologiese goed, die grond sorteer dit so uit dat daar amper half 'n predatasie is om jou peste en jou goeters outomaties in die grond uit te sort. En hier kan ons nou van hier by hom John praat. Dis regtig 'n ongelooflike verskil wat hy self net in die laaste 3 jaar ervaar het. So, as jy 'n bietjie meer wil uitvind oor die produk, kontak asseblief en maak seker dat jy 'n bietjie laat hulle kom draai en wys wat hulle produk vir jou kan beteken. Dis Farm Spice, hoor en uit.